Ons is in Spreuke hoofstuk 4. Ons is begin met 'n nuwe hoofstuk vandag. Ons gaan kyk na verse 1 tot 4. Spreuke 4 vers 1 tot 4 en dit lees dan so: Hoor julle seuns na die tug van die Vader en luister om insig te leer ken. Want ek gee aan julle goeie lering. Verlaat my onderwysing nie. Want toe ek 'n seun was by my vader, teer en enigste voor my moeder, het hy my geleer en vir my gesê: laat jou hart my woorde vashou, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig by die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie dat die woord waarheid is en dat dit 'n lig op ons pad is en dat dit ons rig op die regte pad, Here. Dankie Here dat ons altyd kan weet wat reg en verkeerd is, dat ons kan onderskei, nie as gevolg van ons eie bedoelings en gewetes nie, maar as gevolg van u standvastige woord. En ons bid in hierdie oggend, o Heer, deur die krag van die Gees, dat die woord ons weer sal lei, dat die woord vir ons 'n lig sal wees, vir ons sal wys waar ons moet wandel, en dat ons dan ook daarop sal wandel, o Heer. Mag U woord aan ons openbaar deur die krag van die Gees, want Here, U woord is dwaasheid by die wêreld. Want daarom is ons gebed weer in hierdie oggend, verwyder die dwaasheid uit ons harte. Rig ons harte op U, sodat ons wel in staat is om U woord aan te neem. Gun dit ons in hierdie oggend, Here, nie oor ons dit verdien nie, maar oor die genade so groot is. In Jesus Christus se naam alleen vra ons dit. Amen. Ons het laas weer klaar gemaak met hoofstuk 3, en so ook met die 4de lesing van Salomo, waar vir ons gesê was dat die Here met die spotter sal spot, maar aan die ootmoedig is, sal hy genade gee. En soos ons gesien het, die Here se spot is nie dieselfde as ons spot nie. Dit is nie dat ons 'n belediging uitdeel en dan deel hy vir ons 'n beter belediging uit nie. Nee, die Here se spot verwys na sy toorn teenoor die wat die waarheid verag. Galasiërs 6 vers 7 en 8 sê vir ons: moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Dit is 'n bespotting van die Here, indien ons dink, of onder die indruk is, dat ons nie gaan maai wat ons saai nie. As jy so dink, dan spot jy met die Here. Dit is 'n bespotting van die Here, indien ons die waarheid hoor, en dit ignoreer, en ons dink daar gaan nie nagevolge wees nie, want een van God se eienskappe is sy geregtigheid. En sy geregtigheid is 100% 'n volkomme geregtigheid. Daar gaan geregtigheid wees. Daar is nie een enkele ding wat vir die Here verborge is nie, en aangesien niks vir die Here verborge is nie, en sy geregtigheid 'n volkomme geregtigheid is, beteken dit dat daar nie 'n enkele ding is waarvoor ons nie aanspreeklik gehou gaan word nie. Of om in ander woorde te stel, wat jy saai, gaan jy maai. En om iets anders te dink of te verwag, is om 'n bespotting van die Here te maak. Deur om te insinueer dat hy nie alles sien nie, en dat hy nie volkome geregtigheid gaan toepas nie. Daarom selfs die woorde wat ons spreek, moet ons op ag gee, want soos ons lees in Matteus 12 vers 36, maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. En om enigiets minder te verwag, en om te dink dat ons in die vlees kan saai, maar dat ons in die gees sal maai, is om 'n bespotting van die Here te maak, en dan sal hy ook met ons spot. Maar net soos die Here se geregtigheid 'n volkome en alomvattende geregtigheid is, so is ook sy goedendierendheid en sy genade teenoor sy skape, teenoor sy kinders. Wat beteken
dat nie een enkele belofte wat hy teenoor ons as sy kinders maak, nie tot volkoming sal kom nie. Dit sal. En wanneer sy woord ons leer dat hy aan die ootmoediges genade gee, dan kan ons met absolute sekerheid weet, dat ons 'n volkome genade sal ontvang, indien ons ootmoedig is, indien ons in die gees saai, en nie 'n bespotting maak nie. En ons kan met sekerheid weet, dat ons dan wys is, en soos die skrif ons gesê het, die wyse sal eer beerwe. Want die Here is nie 'n mens dat sy woord leeg na hom toe gaan terugkeer nie. Hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Dit sal gebeur. Maar om onder die indruk te wees dat God se woord wel leeg na hom toe gaan terugkeer, en dat daar dinge is wat vir hom verborge is, en dat hy nie goed vir goed en kwaad vir kwaad sal vergelde nie, is om 'n bespotting te maak van wie die Here sê hy is, en van wie hy is in sy wese. En die Here sal met die spotter spot, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Die Here sal met die spotter spot, wat dink dat hulle in die vlees kan saai, maar dan in die gees maai. Die Here sal met hulle spot. Maar ons kom dan by Salomo se 5de lesing, waar hy begin deur om te sê, in verse 1 en 2 van hoofstuk 4, hoor julle seuns, na die tug van die Vader en luister, om insig te leer ken, want ek gee aan julle goeie lering, verlaat my onderwysing nie. En ons het al hieroor gepraat in 'n vorige teks waar dit ook so gestaan het, maar die rede hoekom sy lering 'n goeie lering is, en hoekom ons dit nie moet verlaat nie, soos hy hierso sê, is omdat ons in verse 3 en 4 lees, want toe ek 'n seun was by my vader, teer en 'n enigste voor my moeder, het hy my geleer en vir my gesê, laat jou hart my woorde vashou, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. En ons sal oplet dat terwyl die wysheid oorspronklik vanaf die Here kom, vanaf sy woord en insig sy oorsprong vind in die Here self, soos ons geleer het in hoofstuk 2, dit oorgehandig word van geslag tot geslag. Die waarheid kom van die Here af, maar word oorgehandig van geslag tot geslag. Om weer Spreuke 2 vers 1 tot 5 aan te haal, dit sê, my seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, dis nou Salomo wat praat, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand, ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind, want die Here gee wysheid. Uit sy mond kom kennis en verstand. En wat ons daar gesien het, is dat die seun na die woorde van die pa moes luister, en sy gebooie moes onderhou, want daardie wysheid en kennis kom nie van die pa self af nie, maar van die Here. Die Here is die bron daarvan. Maar ons teks vandag brei uit op daardie konsep, deurdat dit nie net die pa is, wat staat maak op God se wysheid om dit aan sy seun te leer nie, maar dat die wysheid van die Here iets is, wat van generasie tot generasie oorgedra word. Ek lees weer ons verse vandag. Hoor julle seuns na die tug van die Vader en luister om insig te leer ken, want ek gee aan julle goeie lering, verlaat my onderwysing nie, want toe ek 'n seun was, by my vader, teer en 'n enigste voor my moeder, het hy my geleer en vir my gesê, laat jou hart my woorde vashou, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Salomo leer bloot vir sy seun, wat hy weer by sy pa geleer het. Dit bly die woord van God. Maar soos ons in hoofstuk 2 gesien het, dis nie net die seun wat vir die pa wat vir die seun oordra nie. Die pa het ook by sy pa gekry, soos ons teks nou vandag sê. Dit word van generasie tot generasie oorgedra. Nie hulle eie wysheid nie, maar die wysheid van die Here. Die woord van die Here. En die rede wat gegee word, vir hoekom daar na hierdie woorde geluister moet word, wat volg,
in die res van ons hoofstuk, is omdat die waarheid van die Here en sy woord van generasie tot generasie oorgedra was. Dis hoekom hulle daarna moet luister. Want dit is 'n waarheid wat van ewigheid af al kom. Dit word van generasies af oorgedra. En dit sal, soos die einde van ons teks sê, lewe beteken vir die volgende generasie. Indien hulle daarop ag gee. Dit sal vir die volgende generasie lewe beteken. So Salomo sê, dan sal jy lewe. En dit maak sin in lig van wat Moses gesê het. Toe hy oorspronklik die gebooie van die Here gegee het, waar ons lees in Deuteronomium 4 vers 5 tot 9, hy sê, en ons gaan 'n paar keer terugkom na Deuteronomium hoofstuk 4 toe, maar hy het gesê in Deuteronomium hoofstuk 4 vers 5 tot 9, kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Here my God my beveel het. Daar sien ons al klaar die oorhandiging. Die Here het vir Moses geleer en Moses het dit vir hulle oorgegee. Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Here my God my beveel het, om so te handel in die land waarin julle gaan, om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke, wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk. Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die Here onse God, so dikwels as ons hom aanroep. En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou. Neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie, en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Jou kinders en jou kindskinders. Dit wat in ons teks vandag gesê word, en wat gedoen word deur Salomo, was 'n opdrag wat honderde jare vroeër al gegee was deur Moses. Salomo doen bloot net dit wat Moses honderde jare terug gesê het hulle moet doen. Naamlik dat die woord van die Here van generasie tot generasie oorgedra moet wees. En dis hoekom sy sê moet luister, want hy het dit weer by sy pa gehoor. Dis die rede wat Salomo gee. En as jy luister, wel, dan gaan jy ook lewe. En die rede wat Moses gee, vir hoekom dit gedoen moes word, is presies dieselfde rede as wat Salomo gee. Want net 4 verse vroeër, in daardie selfde hoofstuk 4 van Deuteronomium, sê Moses, in vers 1 en 2 van Deuteronomium 4, luister dan nou Israel na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe. Sodat julle mag lewe. En inkom in die land wat die Here, die God, julle vaders, aan julle sal gee en besit mag neem. Julle mag die woord wat ek julle beveel het, niks byvoeg nie. En julle mag daar niks van weglaat nie. Sodat julle die gebooie van die Here, julle God, mag onderhou, wat ek julle beveel. Hoekom moet hulle na die gebooie van die Here luister? Sodat hulle kan lewe. Hoekom sê die Vader vir sy seun in ons teks vandag, dat hulle moet luister na sy woorde, soos hy dit ook van sy Vader gehoor het? Want hy sê, laat jou hart my woorde vashou, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Salomo is bloot net gehoorsaam aan dit wat Moses destyds gesê het hulle moet doen, en die resultaat bly presies dieselfde. Naamlik die lewe. En dit gaan nie net terug na Moses toe nie. Hierdie beginsel gaan al die pad terug tot by Abraham. Waar ons sien die Here sê vir Abraham in Genesis 18 vers 19, want ek het hom verkies, hy praat nou van Abraham hierso, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen. Hoekom? Sodat die Here oor Abraham kan bring, wat hy oor hom gespreek het. Hoekom het hy van generasie tot generasie oordra?
sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Die beloftes aan Abraham, of althans die beloftes van die verbond met Abraham, wat ook sy vervulling onder die Nuwe Testament vind, waarvan ons deel is, word vervul deur die feit, daai beloftes word vervul deur die feit, dat hy aan sy kinders en sy huisnaam bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen. Hoekom? Want dit is hoe die beloftes van die verbond hulle vervulling sou kry. Dis hoe daai beloftes hulle vervulling sou kry. Of soos Genesis sê, sodat die Here oor Abraham kan bring, wat hy oor hom gespreek het. Menende om die beloftes tot vervulling te bring. Hoe wil die Here die beloftes tot vervulling bring? Deurdat Abraham vir sy kinders en sy kindskinders leer wat die Here gesê het. Abraham moes die weg van die Here aan sy nageslag bekend maak. Juis, sodat die beloftes van die verbond teenoor hulle tot vervulling sou kom. Dit was die middele wat die Here gebruik het om sy beloftes tot vervulling te bring. Dit was die middele wat hy gebruik het om dit te doen. En hierdie beginsel gaan nie net al die pad terug na Moses en selfs Abraham nie, dit gaan ook vorentoe, soos ons lees onder andere in die Nuwe Testament, in Efesiërs 6 vers 4, waar staan, en vaders moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in tug en vermaning van die Here. Voed hulle op. Die grootste bepalende faktor van of mense gelowig is of nie, is die huis waarin hulle groot word, en dit word ook statisties bewys. Dit is die grootste bepalende faktor of mense die Here gaan volg. Nou die statistieke verskil van organisasie tot organisasie, maar verskil van 50 tot 70%, maar waar al die statistieke ten minste saamstem, ongeag die persentasie, is dat die meeste mense wat tot die geloof kom as gevolg van die huis waarin hulle groot geraak het, as gevolg van hulle ouers. Dit is en was nog altyd die primêre middele wat die Here gebruik het om sy beloftes tot vervulling te bring. En dit maak sin, want dit is presies wat ons Bybels ons leer, die geval is. Hoe dit behoort te werk. En soos ons ook lees in Psalm 78 vers 3 tot 7, wat sê, wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel. Die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet. Die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. En die rede hoekom hierdie onderwerp dan so belangrik is sodat ons die erns kan besef van die rol wat ons speel vir die volgende generasie. Dit is krities. Want dit is die primêre middele wat die Here nog altyd gebruik het en wat ook statisties bewys kan word om sy beloftes tot vervulling te bring. Want wat Salomo doen is bloot net wat daaraan ouers beveel was om te doen in die dae van Moses al en in die dae van Abraham al. En ook aan ons onder die nuwe verbond. Salomo doen bloot net dit hier in ons teks vandag, wat nog altyd gesê was jy moet doen, sodat die beloftes hulle vervulling kan vind. Dis die middele wat gebruik is, nog altyd, tot vandag toe. En hoekom moet Salomo se seun dan ag gee op sy woorde? Want soos hy sê, vers 3, want toe ek 'n seun was, by my vader, teer en 'n enigste voor my moeder, het hy my geleer en vir my gesê, laat jou hart my woorde vashou, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Die gebooie wat geleer word, is die gebooie van die Here.
volgens sy woord. Maar die primêre middele, waardeur dit tot die kinders kom en moet kom, was nog altyd deur die ouers van geslag tot geslag. Daarom wanneer iemand se kind gedoop word en daardie kind nog nie 'n Bybel besit nie, gee ons 'n Bybel aan die ouers vir daardie kind, want dit is die ouers se plig om die woord van God oor te dra weer aan hulle kinders en na die volgende generasie. En indien hulle dit nie doen nie, dan laat hulle na om te doen wat van die dae van Abraham afal aan ons gesê word om te doen. Dit is die middele hoe die beloftes van die verbond teenoor ons kinders tot vervulling gaan kom. Ons het 'n massiewe verantwoordelikheid teenoor die volgende generasie, en dit is 'n verantwoordelikheid wat baie van vandag se ouer mense nooit begryp het nie. Want hulle sit en wag net vir die wegraping. Want hulle dominees het hulle nie geleer nie. Want dit is nie wat Salomo doen nie. Dis nie wat ons Salomo sien doen nie. Nee, hy sê vir sy seun, hy moet luister na sy woord. Want dit is hoe sy pa hom geleer het. En nou doen hy dit weer met sy eie kinders. En sy kinders moet dit weer met hulle kinders doen. Ons het 'n massiewe verantwoordelikheid om 'n erfenis vir ons kinders na te laat. En om hulle tot die beste van ons vermoë in staat te stel om die Here wel te kan aanbid. So Spreuke 13 vers 22 ons leer, 'n goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die rykdom van die sondaar is weggelê vir die regverdige. 'n Goeie mens wat nie die weg van sondaars betree nie, indien jy 'n goeie mens wil wees, laat nie net 'n nalatenskap vir sy eie kinders nie, maar soos hierdie skrif sê, selfs sy kindskinders, of altans jou kleinkinders, soos ons dit dan sal noem. En Salomo praat hier uit ervaring, wanneer hy vir ons sê wat hy sê in ons teks vandag. Want dit wat hy sê, hy van sy pa geleer en ontvang het, lees ons ook van in die Bybel. Want ons sien koning Dawid sê, in 1 Kronieke 28 vers 9, en jy my seun Salomo, en hier praat die pa met die seun, hier praat koning Dawid met koning Salomo, en jy my seun Salomo, ken die God van jou vader, en dien hom met 'n volkome hart, en met 'n gewillige siel, want die Here deursoek al die harte, en hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind, maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir altyd verstoot. En nie net het koning Dawid vir Salomo geleer, dat hy die gebooie van die Here moet volg nie, hy het dit ook vir hom moontlik gemaak, om die Here te aanbid soos wat hy hom moes aanbid. Hy het hom nie net geleer nie, hy het dit ook vir hom moontlik gemaak. 1 Kronieke 22 vers 11 tot 14. Nou my seun, mag die Here met jou wees, dat jy voorspoedig kan wees om die huis van die Here jou God te bou, soos hy oor jou gespreek het. Mag die Here jou net insig en verstand gee en jou aanstel oor Israel, en dit om die wet van die Here jou God te onderhou. Dan sal jy voorspoedig wees, as jy sorgvuldig die insettinge en verordeninge onderhou, wat die Here aan Moses oor Israel beveel het. Wees sterk en volmoed, wees nie bevrees en wees nie verskrik nie, en kyk, deur my, sê koning Dawid, deur my moeitevolle arbeid, het ek vir die huis van die Here 100,000 talente goud en 1 miljoen talente silwer gereed gelê, en die koper en die yster is onweegbaar, want dit is daar in groot hoeveelheid, en hout en klippe het ek in gereedheid gebring. Koning Dawid het nie net vir Salomo gesê, aanbid die Here, en hou sy gebooie, en o ja, jy moet 'n tempel ook bou, een van 'n tyd. Dis wat koning Dawid gesê het nie. Nee, koning Dawid het seker gemaak, hy gaar so lank die materiaal op, sodat sy seun kon doen wat hy moes doen vir die Here. Hy het dit vir hom moontlik gemaak om dit te doen.
dat hy hom nie net in die woord aanbid nie, maar ook in daad kan aanbid. Maar wat doen ouers vandag? Iemand anders moet ons kinders grootmaak, sodat ek hard kan werk om 'n lekker vet pensioen te hê, sodat ek 'n gemaklike lewe kan lewe, en 'n 40 jaar vakansie kan hou, waarvan die geld net lank genoeg moet hou, totdat ek doodgaan. En my kinders kan kyk of daar nog iets oor is, wat hulle dalk tussen hulle self kan verdeel, wanneer ek dood is. Want dit was nie koning Dawid se houding nie. Dis nie wat 'n goeie mens doen nie. Sy houding was, nie net om sy seun die gebooie van die Here te leer nie, maar hy het doelgerig by mekaar gemaak, nie vir homself nie, maar vir sy seun Salomo, sodat dit binne Salomo se vermoë sou wees om die Here te aanbid, onder andere, deur om 'n tempel te kan bou. 'n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die rykdom van die sondaar is weggelê vir die regverdige. Maar wat ons ook sal oplet, wanneer Moses almal vermaan in Deuteronomium hoofstuk 4, om die gebooie te hou, en om dit aan hulle kinders en hulle kindskinders te leer, sodat hulle kan lewe, soos ons teks ook sê, dat ons kan lewe, is dat hy sê in vers 2 van daardie selfde hoofstuk, julle mag by die woord wat ek julle beveel niks byvoeg nie, en julle mag daar niks weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat ek julle beveel. Daar is nie lewe, soos ons teks vandag sê, en Moses ook gesê het, indien daar by God se woord bygevoeg word, of as daar iets weggelaat word nie. Daar is nie lewe nie. En albei is 'n probleem, onder mense wat hulle self gelowiges noem vandag. Inteendeel, in vandag se tye word jy aangeval, as jy nie bereid is om dinge weg te laat of om dinge by te voeg nie. Dit word van jou verwag om dit te doen. Anders is jy nie 'n ware gelowige nie. Want as jy nie bereid is om, onder andere, die Sabbat weg te laat uit die 10 gebooie nie, wat dan is die wetties? Jy moet dit weglaat. En as jy nie bereid is om by te voeg, onder andere dat jy in tale moet kan praat, en dat die Here vir jou spesiale profesie gee, en sovoorts nie, dan is jy weer godsdienstig. So asof godsdienstig 'n slegte ding is. Daar word van ons verwag om te ontken, en om weg te laat, ook dat gelowiges die kinders van Abraham is. Ons mag dit nie sê nie. Ons mag nie sê dat gelowiges die kinders van Abraham is nie. En die erfgename van belofte is, soos Galasiërs 3 ons leer. En daar word weer van ons verwag om by te voeg, dat etniese Israel eintlik die ware uitverkore volk is, en nie ons wat in Christus te vind is nie. Maar die realiteit is, daar is nie lewe vir die wat wegneem, en die wat byvoeg nie. Die boek van Openbaring word waarskynlik die meeste gebruik as 'n verdediging of as 'n verskoning om te kan byvoeg en weg te neem. Mense gebruik dit om die wegraping te voorspel, die Antichrist, die 7 jaar verdrukking, die een wêreldregering, etniese Israel se rol in die eindtye, terwyl die 12 stamme van Israel nie eers meer vandag bestaan nie, maar al die dinge is dinge wat bygelas word. En so maak ons min van die verbond, inteendeel, ons skryf die hele verbond af en ons plaas dit net op Israel. Dis nie vir ons wat in Christus is nie. Al sê Galasiërs 3 dat dit is. Maar ironies genoeg, met Openbaring wat so misbruik word, is dit ook die enigste boek in die Nuwe Testament, wat die einste woorde van Moses ego. Want dit sê in Openbaring 22 vers 18 en 19, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van hierdie boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe. Jy gaan nie lewe hê nie.
en uit die heilige stad, en uit die dinge, waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hoe weet ek, dat Daan die bote afvallige is? Want hy las by, en hy neem weg. Hy is 'n valse profeet. En die Here sal hom die pla byvoeg, en ook sy naam uit die boek van die lewe verwyder, want die Here laat nie van homself 'n bespotting maak nie. Wat hy saai, gaan hy maai. Maar volgens Openbaring, maar meer spesifiek ons teks vandag en wat ook Deuteronomium ons leer, word ons nie toegelaat om 'n enkele deel van God se woord te verberg of uit te laat vir ons kinders nie. Ons moet hulle die hele raad van God leer. Ons mag niks albei byvoeg nie. Ons mag niks daarvan wegneem. En ons word nie toegelaat om enigiets by te voeg by dit wat ons kinders moet leer nie. En dan alleen sal dit vir ons en die generasies na ons lewe beteken. Beteken dit ons verdien ons redding? Beteken dit ons gaan alles perfek reg kry? Natuurlik nie. Natuurlik nie. Maar wat dit ten minste gaan beteken, ten minste, is dat ons nie 'n afgod gaan aanbid nie, maar die waaragtige Here en Skepper van die hemel en die aarde. Dis wat dit gaan beteken. Ten minste gaan ons dit reg kry. En dit gaan beteken dat ons nie iets anders as die ware God aan ons kinders openbaar nie. Selfs al kry hulle nie alles reg nie. Selfs al kry ons nie alles reg nie. Ons gaan sondig voor hom, maar ten minste sondig ons voor die ware God, as ons niks byvoeg en niks wegneem nie. Want daar is net voor die ware God ook vergifnis. Die charismate verkondige afgod, punt. Want hulle las by en neem weg. Die mense wat al God se beloftes laat handel oor etniese Israel, en nie oor die bruid van Christus, wat deur sy bloed duur gekoop is, wat die ware Israel van God is nie, en die ware nageslag van Abraham is nie, verkondig 'n afgod. Punt. Die Bybel is nie onduidelik oor hierdie teologiese punte nie. Want die God van die Bybel maak nie die beloftes wat daardie mense sê hy maak teenoor die etniese nasie nie, maar teenoor almal wat in Christus te vind is. Salomo kan vir sy seun sê dat hy na sy gebooie moet luister. So Salomo dit ook van sy vader ontvang het, want dit is die primêre middele hoe God bepaal het om sy beloftes tot vervulling te bring. En dit sal vir ons en ons nageslag die lewe beteken, solank ons nie daarby byvoeg, of daarvan af wegneem nie. Met ander woorde, solank ons by die ou paaie bly. Solank ons by die ou paaie bly. Solank ons vir ons kinders verkondig, dit wat koning Dawid aan koning Salomo verkondig het, en koning Salomo weer aan sy kinders verkondig. Ons kan nie daarvan af afwyk nie. Ons kan nie goeie byvoeg en wegvat nie. Daar gaan net lewe wees vir ons nageslag, as ons doen wat hulle gedoen het, en sê wat hulle gesê het. En al die goed wat ek genoem het, is volksvreemd vir koning Salomo en koning Dawid, en al die voorvaders van die geloof. Al die voorbeelde wat ek genoem het. Maar dan ook om af te sluit, laat ons self nooit ophou om God se woord na te speur nie, sodat ons nie gevind word dat ons self 'n afgod aanbid nie. Sodat ons kan seker wees dat ons wel by die ou paaie bly, en daardie ou paaie kan oorlewer aan die volgende generasie. Dit help nie ons dra 'n verdraaide evangelie oor na ons volgende generasie toe nie, want dit beteken dan nie lewe nie. Want ons mag nie byvoeg en wegneem nie. Maar laat ons dit naspeur of ons wel doen. Mag ons seker maak of ons 'n afgod aanbid, en of ons die ware God van die hemel en die aarde aanbid. En laat ons ywer, soos koning Dawid gemaak het teenoor Salomo.
En Salomo weer met sy seun, om die ware God te verkondig, saam met sy gebooie, sonder om enigiets weg te neem of by te voeg, want dan sal hulle ook lewe. En kom ons maak dit ook moontlik vir hulle, om die Here te aanbid soos hulle hom moet aanbid. Laat ons besef, dat die primêre middele was, waardeur God se beloftes teenoor die generasies tot vervulling gekom het, nog altyd was deur generasies. Dit was nog altyd die primêre middele, hoe God sy beloftes tot vervulling gebring het. Nog altyd. Statisties bewys. Laat ons dit besef. En laat ons aan dieselfde doen. Salomo se seun moet na hom luister. Want Salomo het weer na sy pa, koning Dawid, geluister. En so was die waarheid van God se woord van geslag tot geslag, generasie tot generasie oorgedra. En wanneer dit so gebeur, wat 'n gemoedsrus kan ons hê nie? Dit kan nie anders as dat daar lewe is nie. Daar sal lewe wees. Daar sal lewe wees. Solank ons niks daarby byvoeg en niks daarvan wegneem. Solank ons goeie mense is, wat daardie erfporsie vir ons kinders nalaat. En laat ons dus ywer om die volle raad van die Here aan ons nageslag oor te dra, soos koning Salomo dit ook gedoen het, soos koning Dawid dit ook gedoen het, soos dit al die pad van Moses afgekom het, soos dit van Abraham afgekom het. En laat ons onsself aansluit by die voorvaders van die geloof. In dieselfde weë wandel, in dieselfde ou paaie wandel, want daar is ou paaie. Ons moet net daarin wandel. Want 'n goeie mens laat self sy kinders erwe, beide geestelike dinge, sowel as fisiese dinge, om dit vir hulle moontlik te maak om die Here wel te aanbid. Laat ons nie faal om die erns van hierdie saak te besef nie. Laat ons begryp wat die middele is waardeur die Here werk. En laat ons skouer aan die ploeg slaan. Wetende hoe groot die Here se genade teenoor ons is. Dat hy getrou is teenoor sy verbond. En dat hy getrou is teenoor sy beloftes. En as hy sê, daar sal lewe wees, wanneer jy hierdie dinge doen. Daar sal lewe wees as jy na jou pa luister, as hy dit vir jou oorhandig het. En daar sal lewe wees vir jou kinders, as jy daai waarheid weer vir hulle oorhandig. En daai nalatenskap vir hulle laat. Laat ons ook besef hoe groot die Here se genade hierin is. Want daar sal lewe wees. Ons hoef nie te twyfel daarin nie. Want die Here se woord kan nie leeg na hom toe terugkeer nie. Hoe groot is sy genade dan nie teenoor ons nie. Laat ons net wandel in sy weë, in die ou paaie, en nie daarby byvoeg, en nie daarvan af wegneem nie. Amen. Kom ons sluit die oë. O Here, hoe groot is die genade nie teenoor ons nie, dat ons wel die waarheid van die woord kan hê. Dat ons kan sien waar die ou paai is, Here. En Here, hoe kosbaar is dit nie dat U vir ons so genadig is, dat U dit vir ons gee, en nie net vir ons gee nie, maar dat ons dit weer vir ons kinders kan leer, en hulle weer vir hulle kinders kan leer, sodat daar lewe kan wees in ons generasies, Here. En dankie ook dat ons kan vertroue hê in die beloftes, dat daar wel lewe sal wees in die generasies. Gun dit net ons, o Heer, deur die krag van die Gees, om getrou te handel teenoor die woord, om te doen wat reg is in die oë, nie vir onsself te ywer nie, maar vir die nageslag na ons. Mag ons begryp wat die middele is wat U gebruik, om die beloftes tot vervulling te bring. En mag ons daarvolgens lewe, mag ons gehoorsaam wees teenoor dit, o Heer. En Here, waar ons val, bid ons dat U nie tog ons genadig sal wees. Here, ons is nie perfekte ouers nie, maar leer ons, o Heer, om goeie ouers te wees, en te doen wat al van ons verwag word om te doen. Alle lof en alle eer en alle glorie kom U naam toe, vir die grote genade teenoor sondaars soos ons. Loof en prys die heilige naam. Amen.